Vandag duik ons diep in 'n ware moderne mediese wonderwerk, endovaskulêre aneurysme herstel, oftewel EVAR. Dis 'n ongelooflike tegniek wat chirurge toelaat om die liggaam se allergrootste slagaar te herstel, en hulle doen dit alles van binne af. Goed, hier is hoe ons dit gaan aanpak. Eers gaan ons die probleem verstaan, die stille gevaar wat in die aorta skuil. Dan kyk ons na die revolusionêre oplossing, EVAR. Ons sal die ongelooflike toestel self onder die loep neem en dan stap vir stap deur die beplanning en uiteindelike ontplooiing van hierdie prosedure gaan. Goed, kom ons begin by die begin. Die hoë risikoprobleem wat hierdie hele prosedure noodsaaklik maak. Nou, hier's die vraag. Hoe op aarde herstel jy die liggaam se grootste slagaar van binne af? Dit klink regtig soos iets uit 'n wetenskapsfiksiefliek, maar dis 'n vraag wat chirurge daagliks moet beantwoord wanneer hulle met hierdie gevaarlike toestand te doen kry. En die skurk in hierdie storie, dis die abdominale aorta aneurysme, of 'n AAA. Wat gebeur is die wand van hierdie hoofslager, die aorta, word swak en begin uitbult, amper soos 'n ballon wat stadig opgeblaas word. En die groot gevaar hier, die een ding wat almal vrees, is 'n ruptuur. Dink daaraan, met elke hartklop word bloed met geweld teen daardie verswakte wand gedruk. Uiteindelik kan dit net bars, en dit is 'n absolute katastrofe, 'n lewensgevaarlike mediese noodgeval. Maar gelukkig, in plaas van groot oop chirurgie, is daar 'n ongelooflike minimaal indringende oplossing. En dit word EVAR genoem. In plaas daarvan om die pasiënt van voor tot agter oop te sny, werk EVAR heeltemal van binne af. Dis amper soos om 'n splinternuwe, versterkte pyp binne in die ou beskadigde een te bou. So, hier is die slim deel. Die aneurysme word nie verwyder nie, glad nie. Die nuwe pyp, die stentoorplanting, lei die bloedvloei eenvoudig verby die swak plek. Die druk word dus van die ballonagtige wand afgehaal en die gevaar van 'n ruptuur word heeltemal geneutraliseer. Goed, so wat is hierdie wondertoestel wat alles moontlik maak? Kom ons ontmoet die held van hierdie hele operasie, die stentoorplanting. En kyk, hierdie is nie een of ander nuwe eksperimentele tegnologie nie. Ons praat van honderdduisende inplantings wêreldwyd. Hierdie toestelle is beproef, betroubaar en verteenwoordig jare se verfyning. Dit is 'n gevestigde lewensreddende oplossing. So, wat maak hierdie goedjies so effektief? Wel, dit kom neer op 4 briljante ingenieursbeginsels. Eerstens, fiksasie. Hy moet klou soos 'n bulhond en nie skuif nie. Tweedens, verseeling. Dis die hoofdoel, né? Dit moet absoluut bloedig wees. Dan het ons die materiaal, superduursame mediese graad materiaal wat gemaak is om 'n leeftyd te hou. En laastens, radiodeursigtigheid. Daar's klein merkertjies op wat op 'n ekstraal wys, sodat die chirurg presies kan sien waar die ding is. Dis soos 'n ingeboude GPS. En selfs daai fiksasie, die vasklou deel, het 2 slim strategieë. Die standaardmetode is infrarenaal. Dit gryp vas net onder die are wat na die niere gaan. Maar as daai stukkie aorta nie ideaal is vir 'n goeie greep nie, gebruik hulle 'n suprarenale fiksasie. Daai kaal metaalstent anker homself bo die nierare vas, waar die aorta gewoonlik sterker en meer uniform is. Dis vir daai ekstra bietjie houvas en sekuriteit. Reg. So ons het die probleem en die toestel. Maar hoe kom dit alles bymekaar? Wel, dit begin alles lank voor die pasiënt eers in die teater is. Dit gaan alles oor die blouprint. Dink hier aan soos 'n argitek wat 'n gebou ontwerp. Eers kry hulle ongelooflike gedetailleerde 3D-skanderings van die pasiënt se aorta. Dan meet hulle alles tot op die millimeter, lengtes, deursnee, hoeke, alles. En eers dan, met al daai data, kies hulle die presiese pasgemaakte toestel vir daardie spesifieke persoon. En dit bring ons by wat ek die goue lakkies sone noem. Die toestel moet nie te klein wees nie en nie te groot nie. Dit moet net reg wees. Spesifiek so 10 tot 20% groter as die deursnee van die aorta. Hoekom? As dit te klein is, kry jy dalk nie 'n goeie stywe seel nie, maar as dit te groot is, kan die materiaal sulke plooitjies maak en deur daai plooitjies kan bloed lek. Presies die ding wat jy probeer keer. En dis nie net teorie nie. Kyk wat sê die navorsing hier. As jy dit met meer as 20% oorgroot maak, kan dit plooie skep wat die seel in gevaar stel. Dit verhoog die risiko van 'n endolek, wat basies 'n lekkasie is. So, daai 10 tot 20% venster is absoluut krities vir sukses.
Goed, die beplanning is gedoen, die bloudruk is perfek. Nou kom die oomblik van waarheid, die ontplooiing van die toestel. En dink regtig hieraan soos om 'n skip in 'n bottel te bou. Die hele toestel, opgevou so klein soos 'n pen, gaan in deur 'n klein snytjie in die lies. Dan, met ekstra leiding, word dit versigtig opgestoot tot in die aorta. Eers word die hoofliggaam oopgemaak, dan die bene wat in die are na die bene self gaan. En heel laaste, 'n finale check om seker te maak alles is perfek in plek. Die chirurge werk basies blind. Hulle kan nie direk sien wat hulle binne in die slagaar doen nie. Hulle staatmaker is hierdie tegnologie, fluoroskopie. Dis soos 'n lewendige ekstraal video wat hulle toelaat om alles in real-time te sien en daai toestel met absolute millimeter presisie te plaas. En net voor hulle alles toemaak, is daar een laaste belangrike stap, die voltooiingsarteriogram. Hulle spuit 'n bietjie kleurstof in en neem 'n laaste fliek om te bevestig dat die aneurisme heeltemal uitgesluit is van die bloedvloei en dat al die belangrike takare nog mooi oop is. Dis die finale seël van goedkeuring. En dis die kern van die saak. Ewar verander 'n massiewe oop operasie in 'n ongelooflike presiese interne oplossing. 'n Komplekse, lewensgevaarlike probleem word opgelos met 'n elegante stukkie mediese ingenieurswese, alles te danke aan briljante beplanning en verstommende tegnologie. So, dit laat 'n mens wonder, nê? Soos hierdie tegnologie net aanhou verbeter, met toestelle wat al hoe kleiner en tegnieke wat al hoe meer verfyn word, kan chirurgie binne in ons are eendag so alledaags word soos om 'n gebreekte been te spalk. Dis 'n fascinerende gedagte oor die toekoms van medisyne.